Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hier is episode 14 van ons reeks Geloof wat berge verskuif. En ons baseer hierdie reeks op Markus 11 hier van vers 22 tot 24 waar Jesus vir sy disipels sê julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê hef jou op en werp jou in die see en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Jesus leer ons hier om nie vir God te vertel van hoe groot is ons berg nie, maar om vir ons berg te sê wie is ons God. En as ons in geloof met ons berg praat, dan sal hy skuif. En dan verder gaan Jesus, net voordat hy gekruisig is, dan leer hy ons in Johannes 14 vers 12, voorwaar ek sê vir julle wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En dis waartoe ons uitstrek. Dis ons begeerte, is om hierdie realiteit in ons lewe te sien. Want Jesus leer ons ook in Markus 4 vers 20, dat hierdie saad, hierdie woord, hierdie verse, hierdie potensiaal om 'n 100voudige vrug in ons lewe op te lewe. En is nie God wat sê, partykeer wil hy en partykeer wil hy nie. Dis nie God wat sê, hierdie woord sal vir daai een werk, maar dit sal nie vir daai een werk nie. God sê in Markus 4 vir ons, sê Jesus vir ons, daai woord sal altyd werk, maar dit hang af hoe ons dit ontvang in ons harte. En ons is al deur hierdie, ons wil ons uitstrek, en ons wil sien hoe hierdie woord 'n werklikheid in ons lewe word. Waar ons ook vir blindes bid en hulle sien, waar ons vir dowes bid en hulle hoor, waar ons vir dooies bid en hulle staan op, waar ons vir kanker sê, man, gaan gooi jouself in die see, en daai persoon word volkome genees. Want God sê, daai mag is in ons woorde. Maar dan herinner die Heilige Gees my die laaste ruk aan iets, en ek wil dit graag met julle deel. Ons kry dit in Galasiërs 5. Ek gaan eers in Galasiërs 6 begin, waar in vers 15 vir ons hierdie kragtige stelling maak. Die woord sê vir ons, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Toe hierdie kerk van Galasiërs was in hierdie penarie, want nadat Paulus by hulle was en vir hulle die evangelie van verlossing deur Jesus Christus gebring het, deur geloof in hom, het iemand anders gekom en gesê, ja, maar okay, nou dat julle gelowig is, moet julle ook laat besny, want dis wat die wet sê, en julle moet hierdie hele ding van die wet met julle nakom, sodat God met julle kan tevrede wees. En Paulus maak hierdie kragtige stelling. Maar ek wil jy moet onthou, dis nie net Paulus wat dit sê nie, dis opgeteken in God se woord, sodat hierdie woord kan krag in ons lewe lewer. Die woord van God sê, want in Christus, as ek en jy in Christus is, het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Dit vat my al die pad terug na die boom van kennis van goed en kwaad. Hy sê, nog die kennis van goed, nog die kennis van kwaad, het enige krag. Waar die krag is dat ek en jy 'n nuwe skepsel is. Waar die krag is dat my gees, jou gees, gewederbaar is deur die saad, deur die onverganklike saad van hierdie woord, en dat my gees en jou gees een is met God se gees. 1 Korintiërs 6 vers 17. En dit is waar die krag is. Waar ek en jy in Christus is, waar ons 'n nuwe skepsel is, 2 Korintiërs 5 vers 17. Waar ons 'n nuwe skepsel, daai nuwe skepsel, hy krag, want dis die gees van God wat nou deur hom werk. Dis omdat die gees van God een is met daai nuwe skepsel, met daai nuwe gees van jou, en daarin is die krag. Dis nie in wat ons doen of nie doen nie. En dit het glad niks te doen met 'n morele of 'n immorele lewe nie. Hierdie woord sê nie, ek en jy het nou lisensie om 'n immorele lewe te leef nie. Ek weet in elk geval nie, hoekom wil mense buiteegtelike verhoudings hê, hoekom wil hulle porn gaan kyk, hoekom wil hulle al hierdie sondige goed doen, hoekom soek hulle 'n lisensie vir sonde?
Wanneer jy weet, die Heilige Gees, die volheid van die Godheid, leef in jou. Man, ek wil nie allerlei goed najag nie. Ek wil God se woord najag. Ek wil sy wil najag, want ek wil sien hoe dat hierdie woord 100voudige vrug in my lewe oplewer. En ek wil dit sien hoe dit in jou lewe 100voudige vrug oplewer. Waar ons sien hoe siekes gesond word, die een na die ander, hoe dat die koninkryk van God 'n werklikheid word in hierdie lewe van ons. Hy gaan aan in Galasiërs 5, net bietjie terug. Galasiërs 5 vers 6, en hierdie is wat die Here op my hart gelê het, wat ek graag eintlik met jou wil deel vir vandag. Hy sê, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag. Hier is dit weer. In Christus gaan dit nie oor wat jy het of nie het nie, of wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. Dis nie waar die krag lê nie, of jy al die kennis van die goed en al die kennis van die kwaad het, dis nie waar die krag is nie. Of jy nou varkvleis of nie varkvleis eet nie, of jy 'n kersboom in jou huis het of nou nie 'n kersboom in jou huis het nie. Dit gaan nie daaroor nie. Die krag lê hierin, maar die geloof wat deur die liefde werk. Sjoe. Geliefde van Jesus, as ons die krag van God in ons lewens wil sien werk, moet ons eerstens geloof in hierdie woord hê, maar ons moet streef dat daai krag sal werk deur liefde. Dit moet gedryf word deur liefde. Alles wat Jesus gedoen het, as ons kyk na sy lewe, sy hele bediening, sy hele lewe hier op aarde, alles wat hy gedoen het, het hy gedoen omdat hy gedryf was deur liefde. En dan sê hy vir sy disippels, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Hy sê, as julle na my kyk, in my bediening, en hoe ek alles gedoen het deur liefde, het julle die Vader gesien, want 1 Johannes 4 vers 8 en vers 16 sê vir ons, God is liefde. Alles wat Jesus gedoen het, het hy gedoen uit liefde. En dit is waar die krag is. As ek en jy God se krag deur ons wil sien vloei, geliefde, die Gees van God is klaar in ons. Die krag, die volheid van die Godheid is reeds in ons. As jy wedergebore is, het jy daai krag, dan het jy daai vermoë, jy het daai potensiaal, die volheid, die saad is reeds in jou gedeponeer. Ek is al vir 13, 14 episodes lank besig om saad in jou te deponeer, en hierdie saad het 100voudige potensiaal. Dit het die krag. As ek en jy wil sien hoe dit 'n werklikheid word in ons lewe, moet ons gedryf word deur liefde. Verder in Galasiërs dan sê, hier in vers 22 in hierdie selfe hoofstuk, dan sê die woord vir ons, die vrug van die Gees is liefde. Die eerste vrug van die Gees is liefde. Hierdie Gees wat in ons is, waardeur ons graag hierdie dinge wil doen, die eerste vrug van daai Gees is liefde. As ons die krag van God in ons lewe wil sien werk, moet ons dat God se liefde ons dryf. En dan wil ek vir jou vandag nog iets sê. Ek is seker daar's iemand wat na hierdie boodskap kyk, wat vandag hierdie boodskap moet hoor. God is lief genoeg vir jou om jou te genees. Jy moet dit hoor, jy moet dit inneem en jy moet dit ter harte neem. God is lief genoeg vir jou om jou te genees. Jou genesing hang nie af van hoe goed jy was of hoe sleg jy was nie. God gaan jou nie genees omdat jy baie goed was, of genesing van jou weerhou omdat jy baie sleg was nie. God wil jou genees as gevolg van dit wat Jesus aan die kruis voorbetaal het. Die betaling is gemaak. Die prys is reeds betaal. Vir my en jou om sekerheid te hê dat God ons wil genees, daai sekerheid is kyk na die kruis. Die bloedbevlekte kruis, dis ons bewys van God se liefde. Ek wil hê jy moet vandag weet, God is lief genoeg vir jou om jou te genees.
Jy kan in geloof jou goddelike gesondheid verwag, omdat jy weet, hy is lief vir jou. Omdat jy weet die prys is betaal. Daar's niks vir jou om voor te werk nie. Dis net om te ontvang. Jesus het reeds die werk gedoen. Kan jy vandag net sê, Here, ek vat hande met die feit dat U my liefhet. Ek buig my neer voor die feit dat U my liefhet. Ek aanvaar dit, ek vat dit en daarmee saam vat ek die betaling wat gemaak is vir my genesing. In Jesus naam. Here, ek spreek vandag net gesondheid. Die genesende krag van Jesus oor elkeen wat na hierdie boodskap luister en wat een of ander krankheid of pyn in hulle liggaam het. Ek spreek die genesende krag van Jesus in liefde. Omdat U hom of haar liefhet, kan hy of sy vandag U genesing ontvang. Dis uit liefde dat U dit uitdeel. Dankie, Here. Amen. Geliefde van Jesus, daar's nie 'n ander bron vir jou genesing nie. Hou jou oë op hom en hou jou neus in hierdie woord, sodat hierdie woord jou kan vul met sy geloof. Romeine 10 vers 17. Shalom. Geliefde disipel van Jesus, as jy dalk finansiëel wil hande vat met ons bediening en ons wil help om nog meer disipels te maak, die besonderhede is nou op die skerm. Weet net dat ek en Ina waardeer jou en ons bid vir jou vir 'n 100voudige oes op jou saad. Shalom.